Baie welkom almal by Kuier om die Woord. Jesaja 52 begin met 'n groot spoed hierso. Word wakker. O ja. Ontwaak, ontwaak. Beklee jou met sterkte. Nou ja, ek dink onmiddellik aan Efesiërs 5 vers 14 waar Paulus dit eintlik dan aanhaal. Hy sê word wakker julle wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor julle skyn. Nou waaruit moet hulle wakker word? Daar's 'n nuwe bedeling wat aan die gebeur is, want Jesus het dit aangekondig, hy het dit ingelei, en die ou bedeling was die ou godsdienstige gebou, als in 'n gebou, tempel. En die nuwe bedeling, gevul met die Heilige Gees, ons word die tempels, en nou sê Paulus, word wakker, julle wat slaap. Staan op uit die dode, want die ou bedeling was dood. Die wet het dood gebring. Hang julle dit. Nou ja, Pastor Wimpie, hier begin ons met dieselfde, en jy het baie studie gedoen, so gaan voort, jong. Wat vir my lekker is die wakker word gaan saam met goeie nuus. Hy sê, soos wat ons gaan sien net nou, ons gaan die liedjie sing, How lovely on the mountains are the feet of him, nee, Chandray? Who brings good news. Piet het hom vertaal. Nee, jy het hom vertaal. Hoe lieflik, Here is die wonings. Nee, bring goeie nuus. So die wakker word gaan saam met goeie nuus. As goeie nuus, die wet is verby. Ja, die wet, die ou bedeling is verby, Yes, die goeie amen. nuus. En dan natuurlik Openbaring 21, slaaf vervul, wat hy sê die nuwe hemel, nuwe aarde het aangebreek. Nou baie mense soek nog steeds na 'n nuwe hemel en nuwe aarde. En die nuwe hemel en aarde verwys na die ou tempel, want Jesus sê hierdie bedeling is nou aan die verbygaan, Matteus 24. Hy sê die hemel en aarde gaan verby. En wanneer hulle praat van die hemel en aarde, ons moet die beeldspraak verstaan, verwys hulle altyd na die tempel. Die plek waar hemel en aarde ontmoet. God die Vader is hemel, ons is aarde, waar God die mens ontmoet. En die ou bedeling nou, waar in 'n tempel gebou is verby. Nuwe bedeling is die Heilige Gees, nou binne in ons nou die tempels. Is dit nie blydskap nie? Dis 'n groot nuwe verandering, Amen. sal ek sê. Nou hier sien hy dit vooruit hierso in Jesaja 52. Ek wonder hoeveel honderde jare was dit. 700 en Ja. 700 en Hier kom hy al, hy sê ontwaak, Something. word wakker. Jesus die ding wat aan die kom is, en toe Jesus toe kom dit, want Jesus was die een wat dit aangekondig het. Jesus se eerste woorde is, verander julle sienswyse, dink anders, want die koninkryk van die hemel, die nuwe hemel, nuwe aarde is hier. En ons weet, daar het Jesus in die kruis die prys betaal het, ons almal daarby ingetrek het, en 40 dae nog vertoef het, en oor die koninkryk van die hemele, van hierdie nuwe hemele gepraat het, toe hy weggeneem is, 10 dae daarna is die Heilige Gees uitgestort op die eerste gelowiges, die nuwe tempels en die nuwe bedeling. En nou lyk my huiwer hulle nog steeds in die oue, en daarom kom Paulus, hy sê, hey, word wakker, julle wat slaap. En vir my so vreeslik, 2000 jaar verder, hier is nog steeds, en baie ouens is nog steeds aan die slaap. Is dit nie erg nie? Ja, Baie dis- ouens wil nog steeds by die kerkgebou is die hele ding. En soos ek Sondag gesê het, ek wil nou vir julle hangertjies maak, vir al die ouens wat nou vreeslik kerklik is. Nou hang jy dit die kerk om jou nek, die kerkgebouetjie, wat jy wil hê, en ons maak vir jou ook 'n preekstoeltjie, né? Want jy wil mos nou gaan vir voltydsbediening op 'n verkeerde manier. En dan kan jy sê, nou is ek in voltydsbediening, weet jy wat, dan vat jy jou voete en jy stap en jy is in voltydsbediening, want jy leef die liefde van die Here uit. Goed, wat Pastor Mimpie, go for it. die wakker word gaan saam met word wakker dat jy nie meer in die gevangenis is nie. Dis die groot ding. Hy sê mos in Jesaja Die 6. deure is oop, die tronkdeure is oop. Ja, hy sê mos in Jesaja 6, kyk, die gees van die Here is op my, Ja. omdat hy my gesalf het, Ja, om die goeie nuus te bring, om aan die gevangenes te verkondig, vrylating. So die gevangenskap was die vashou van die wet, nee. Okay, hy sê hier so in Romeine 10 vers 10:15. En nee, ek wil eers 13 lees. Kom ons lees eers 13 vers 11. En dit te meer
omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is. Kom nou, kyk wat sê Paulus, meer as 2000 jaar gelede, die uur is vir ons reeds nou daar. Praat nie eens meer van laaste dae nie, praat sommer nou van die laaste uur. Want toe Paulus daai brief geskryf het, was dit nie ver van die uiteindelike verwoesting van die ou bedeling tempel en sy valse priesterskap. Hierdie is eintlik pragtig, want hy sê, die uur is reeds daar vir ons om in die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Wow. Maar luister nou. Die nag het ver gevorder en dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aan God. Wat is die wapens van die lig? Die woord, tweesnydende swaard van die woord, Die wapens van en die lig. gebed. Ja, die wapens van die lig is die vrugte van die Gees. Efesiërs 6 praat, ja, die Die wapens, vrugte- dis die vrugte van die Dis die Gees. vrugte en die En gawes van wat die is die Gees. vrugte van die Gees, Galasiërs 5:22? Julle Yes. ken dit nou so goed. Wie kan dit al opsê nou? Yes. Want jy moet tog elke oggend bid en dit verklaar oor jouself. Sê ek is liefde, ek is vrede, ek is blydskap, ek is geduldig. Ek is, kom, vriendelik. Ek is Selfbeheersing. Ek het selfbeheersing, Ek is ek goed. is sagmoedig, ek is die goedheid van Ek die is Here is in getrou. my. Okay, daar's hy. Ek is getrou. Ek ja. is sag. I'm kind. moedig. Ja. Amen. Maar nou gaan ek verder hierso. Dit is wapens daai. Dit's goeie wapens. Dit is wapens. Ja. Wapens van die lig. Daar's nie 'n En kragtiger wapen as liefde nie. Wapens van die lig, gebed, lofprysing, aanbidding, Ja. Bybelstudie, dis wapens van die lig. Hy sê, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie. Ongebondenheid is die teenoorgestelde van die vrug van die Gees van getrouheid. Ja, in eenheid. Ja. Ja. En dan hy sê hierso nie in twis en neidigheid nie. Nou vers 14 is vir my so mooi, maar beklee julle met die Here Jesus Christus. En nou altyd die vraag van my is nou, hoe Trek doen ons dit? Dis alles tussen die ore. Beklee jou tussen jou ore met Christus woord. Wat se woord is ons nou mee besig? Dis Jesus woord. Amen. Amen. So wanneer jy die woord oordink, dis Psalm 1, dag en nag, dan beklee jy jouself so met Christus tussen die ore. Jy weet wat's tussen die ore. Dis jou denke, gedagtes en gemoed. So wanneer jy iemand in jou stamp, wat kom uit jou mond? Christus. As daar dinge gebeur of omstandighede, hoe hanteer jy dit? Christus, want jy's so vol van die woord. Amen. Kan jy sien as ons hoofstuk 52 vers 1 lees, wat hy sê, trek jou suurlike klere aan, o Jerusalem. Dit korrespondeer met Romeine 13, wat hy sê, beklee julle met Jesus Christus. En dan dink ek dadelik aan, trek aan die mantel van prys, vir die gees van zwaarmoedigheid, hef op jou hande na die Heer, sing psalms in die gees, en loof Trek hom aan die mantel van prys, vir die gees van zwaarmoedigheid, hef op jou hande na die Heer. Ek het nou verkeerde noot daarso besig. Sing psalms met die gees en prys hom met die verstand. O kom verhoog die Heer. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to the Lord. Okay, so hy sê, trek jou suurlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad. Moet dit nie letterlik vat nie, dit is 'n geestelike kleed wat jy weer eens aantrek. ook waar hy sê in Openbaring 21, praat hy van die nuwe Jerusalem, en dan noem hy die nuwe Jerusalem die bruid, wie ek en jy is. So wanneer is ons die bruid? Ons is klaar die bruid. Eindelik is ons nou in die huwelik, met die nuwe verbond in Christus Jesus. So van wie praat hy? Van ons. As hy praat van ons is die lig van die wêreld, dan praat hy net daarna ook, praat Jesus van die stad op 'n berg, kan nie weggesteek word nie. En hierdie Sion wat hy hier noem, is natuurlik die stad Jerusalem op die berg. Wie is die stad Jerusalem? Ons. En wanneer gaan dit gebeur? Almal wag nog, hier groot moderne kerke wag vir die nuwe Jerusalem om uit die hemel neer te daal, en dan gaan Jesus nou daar in Israel se landstreek gaan hy nou regeer. En dan moet ons almal soontoe. Nou sê iemand,
Ja, maar dit is nou so baie ver. Anders sê, nee, dan is ons almal in die gees. Jy gaan net dink, dan is jy daar. Nee, man. Ons het dit nou reeds. Hy woon binne in ons en ons word nou die nuwe Jerusalem, die nuwe stad Jerusalem. Dis ons, die kerk van vandag. Sê amen. 2000 jaar gelede in werking getree. Want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Ja, nou jou brein. nou sê die mense dadelik, Pastor Mimpie, maar kyk hoe baie boosheid is daar nog, dis nog nie nuwe hemel en aarde nie. Kom ek stel dit vir jou so, as jy kan glo dat jy in die nuwe hemel en aarde is, en jy is vol van die woord is Jesus perfek? En hoe meer jy dit inneem, wat word met jou denke, gedagtes en gemoed? Perfeksie, in Christus Jesus. Kan daar plek wees vir iets anders, as Christus jou gedagtes beheers? Nou kom ons kom terug na die kragtige wapens wat jy daar genoem het, wat liefde is. Wapens van die lig. Ja, nou kom ek stel dit so, as jy vol Christus liefde is, kan jy iemand seermaak. Nope. As jy geduldig is, kan geduldigheid iemand seermaak. Kan selfbeheersing iemand seermaak. Kan vrede maak iemand seermaak. Vriendelikheid. Mense, waar jy ook al loop, maak nie saak hoe onder die omstandighede jy is nie, en jy voel, hier kom iemand skielik vir jou verby, sê daar in die supermarkt, en klap jou so op die skouer en sê, hallo, oh, jy lyk so oulik vandag, en die persoon is so oorvriendelik met jou. Hoe gaan jy voel? Skakel jou dadelik aan. Kan dit jou seermaak? Nee. Kan julle sien die wapens van ons stryd is in ons reeds. Ons moet net die woord vat en ons bekleed tussen die ore met Christus. Vers 2 sê, skud jou los uit die stof. Skud jou los uit die stof. Wat maak jy op die vloer waar die stof is? Staan op uit die stof uit. Daai stofdenke. Stofpraat. Nou dink ek dadelik aan in die ou dae as hulle mense begrawe, dan sê die dominee, en staan die dominee by die graf en sê, stof as jy en tot stof sal jy terugkeer. is eintlik nie 'n blessing nie, is eintlik 'n is waar. negatiewe ding om te sê, jy weet. Dis waar die liggaam is maar net stof. Ek weet. Die ware jy gees bestaan vir altyd. Yes. Skud jou los uit die stof, staan op en sit neer, o Jerusalem. Maak los die bande in jou hals, o gevangene, dogter van Sion, bande aan die hals. Nou, dit laat my dink aan, as jy 'n perd vasmaak, of 'n donkie, of 'n bees, of 'n wat, dan maak jy sy kop vas, nee. Jy maak hom vas wat jy kry hom in die kop beet, en dan laat hy net so eentjie kan loop. So, hier is die oplossing. As die Here jou aan jou kop beet kry en jou sienswyse, dan gaan dit goed gaan met jou. So gee oor, man. Al wat ons moet doen is gee oor. En word wakker, jy wat slaap. En vat dit. Ja. Vat dit. Sluk dit. Maak los die bande aan jou hals, o gevangene. Kan julle sien, ek praat van nie fisiese bande nie, geestelike bande. O dogter van Sion. Ja, dis daai hond wat nou vasgemaak is aan die lang ketting so aan die boom. Nou kan hy om die boom beweeg van daai so 'n ring om die boom waar die ketting nou vas is. En dan beweeg hy en toe kom daai kat, ou Garfield, né, daar verby. Dan koggel hy nou daai groot, so 'n pitbull. Koggel hy hom en sê, jy kan my nie vang nie, en dan sê so, hardop hy weg, hy weet daar's die plek, die hond kan net tot daar kom in die ketting, en dan ruk daai ketting na arme hond, want hy is so boos. En so is dit baie jare aangegaan, dan stap ou Garfield weer daar verby, en dan koggel hy daai hond. En eendag besluit daai boer, nou maak ek hierdie hond los, dan gaan ons bietjie sien wat gaan met Garfield gebeur. En daai oggend stap ou Garfield weer daar verby, en die charge die hond, en raai wat? Presies daar waar die ketting hom altyd gekeer het, daar stop die hond. Hy het glad nie meer die ketting aan nie, Pastor Mimpie. Maar hy is so gewoond, hy is so aan die hals, sy kop is so vas aan die ou dinge, dat hy kan nie verder kom nie. Baie van ons is dieselfde. Dis soos 'n voeltjie in die hok. Ons het so 'n voeltjie gehad wat Pastor Mimpie groot gemaak het. En toe wil ons nou wisse wil 'n voeltjie. Toe wil ons die voeltjie nou laat gaan. Maak ons die hokkie oop. 3 dae later sit hy nog steeds in die hokkie. Maar die deur is oop. Jy sien, ons is opgehok, man. Ons dink dis wie ons is, ons kan niks meer wees nie. Maar wanneer jy Christus begin bedink, en Christus en die Heilige Gees binne in jou, is daar geen grense nie. En jou kop raak oop,
en jy begin groot dinge doen vir die Here. Sê amen. Amen. Dis interessant dat hy praat van die kop, nee. Ja, Maak los jou kop. daar is hy. Maak los jou Dis kop. waaroor alles gaan. Ja, Kom los in die kop. kom los in jou kop. Beteken nie met losbandig raak nie, né? Kom los van al jou nonsens. Hy's nie 'n loskopie nie. Nee, jy's vas in Christus. Yes. Amen. Want so sê die Here, vir niks as julle verkoop, julle sal ook sonder geld gelos word. Ons dink aan die profesie van Kores, wat die Here mee gewerk het en die Here het gesê, Kores sal sy mense verniet laat teruggaan. Ja. En Kores actually het die rekening betaal, sodat die Tipe van Jode Christus, kon teruggaan Ja. na hulle land toe. So hy praat hiervan. So sê die Here, in vroeë dae het my volk afgetrek na Egipte, om daar as vreemdelinge te vertoef, en Aser het hom sonder rede verdruk. Maar nou, wat vind ek hier, spreek die Here, want my volk is vir niks weggeneem. Sy oorheersers maak geraas, spreek die Here, en my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek. Hier is En dis Jesus wat hy hier aankondig. En hier is ek, is die is-faktor van die woord van Jesus. En dis geloof. En wanneer jy en ek begin sê, ek het dit, dankie Here, ek ontvang dit, ek het dit in Jesus naam, en jy maak daai verklaringe oor jouself, is jy in 'n kragtige plek. Amen. Nou, ek wil net 'n stuk geskiedenis hier ingooi. Ons gaan nou na Jesaja 53 toe, nou. En die Jode van vandag, Jesaja 53 word glad nie in hulle sinagoges gelees nie. OK, is dit omdat hulle nie in Jesus glo nie? Dit is hulle interpretasie van Jesaja 53 is heeltemal anderster as wat jou en my interpretasie is. Jou en my interpretasie is dat Jesus kom en Jesus het gekom en hy het ons verlos. Hulle interpretasie is dat Jesaja 53 praat nie van 'n persoon nie, dit praat van 'n volk. Hulle glo dat die verlossing kom deur die Israelitiese Joodse volk en nie deur Jesus Christus nie. Kan jy verstaan waarom lees hulle nie Jesaja 53 nie, want dit is nie opgeneem in hulle Haftara nie. En dit is so, Hulle geskrifte. Ja. Hulle wat noem jy daai boek wat Talmud, is dit nie die Torah. Die Torah. Maar Ja. dis nou, ja. Gaan maar aan, ek wou iets So, sê. hulle het dit nie doelbewus verwyder nie, maar hulle verstaan dit heeltemal anderster as wat ek en jy dit verstaan. Dis wat ek wou sê. In daai selfde Torah, daai geskrifte van hulle, Yes. is al die voorspellings van die Messias wat gekom. Hy sal wees soos 'n skaap wat stom is vir sy skeerders. Een van die dinge. En dit het gebeur. Jesus het dit vervul. En dit staan so in die Nuwe Testament. En dan is daar nog baie van alles oor die kruis. En ons sien hierso in Jesaja, waar al die voorspellings. Daar's meer as 300 sulke voorspellings wat klaar waar geword het. Kan hulle dit nie snap nie. Hulle het die Ou Testament, hulle het dit, hulle lees dit die hele dag. Maar dit bring my Kan by die hulle dit volgende nie punt. snap, dit het klaar gebeur. Ja, maar dit bring my by die volgende punt. Daar sê. Op 'n sekere gedeelte in die Joodse geskiedenis het hulle besluit dat hulle gaan die geskrifte wat hulle het, gaan hulle standaardiseer. Wat beteken dit om 'n ding te standaardiseer? Dit beteken jy lees deur alles en jy sê, daai gaan ons skraap en daai sit ons by en daai vat ons Wat hulle politiek en pas. daai los Ja. ons, want dit moet inpas by ons geskiedenis. Nou weet julle in Openbaring sê hy, moenie een jota of titel van hierdie boek bysit of wegneem nie. Julle verstaan dit, nee. Nou dis presies wat die kerke van vandag doen. Dis hoekom al soveel miljoene kerke is. Almal besluit, dis ons doktrine en ons gaan dit weglaat, dit bysit, dit doen, en ons is nou 'n politieke party. En ons verskil, want politiek kom van pole,
Noordpool en die Suidpool, dit verskil mos van mekaar. En dis verdeeldheid, stem julle saam? En so daar's nou so baie van hulle. So dis een ding wat ek en pastoor Wimpie Hart nou doen, is om uit politiek uit te kom. En net die woord Christus aan te neem, en net Jesus, die woord, onsself mee te voed. En weet jy wat, Christus maak jou vry van politiek. En hy bring jou in sy eenheid. Met die Hom en met die Vader en met die Heilige Gees. Gaan aan. So, Jesaja, soos wat ons hom nou gaan lees, en veral as ons kom by Jesaja 53, praat van the suffering servant. Nou, almal van ons weet, julle weet, ek weet, hy praat van Jesus Christus. Amen. Hy praat van 'n persoon. Nou, hier is wat die Jode glo. Die servant praat hulle van die nasie van Israel. Hulle is diensknegte. Dis hoe hulle dit verstaan. En niks gaan dit verander nie. Die suffering, wat ek en jy verstaan, is toe Jesus gekruisig is, en dit wat hy deurgegaan het aan die kruis, sien hulle as hedendaagse verdrukking, en waar Jode doodgemaak word, omdat hulle Jode is, hulle sien dit in daardie lig. En die groot grap is, die Jode van vandag, kan nie eens meer biologies wat's getreis in Afrikaans? Nagespeur word nie. Hulle is 'n nasie wat heeltemal glad nie meer pas by die ou Jode van oudtyds biologies nie. Maar maat, ons is Jode. Hulle glo ook dat die persoon wat hier praat, is die konings van die nasie. Hulle glo nie, dis die gees van die Here wat hier praat in Jesaja 53. So die Hulle koning, glo, dis die konings van die nasie wat hier praat, So en op sê, hierdie dag- moenie worry nie, julle Jode, julle kry nou swaar, maar julle moet verstaan, dit is julle suffering, en Israel sal verdruk word, maar sal weer opstaan as 'n nasie. Glad nie en wat die Bybel nasie sê. verwys nou na die Christus, Yes. ja, vir hulle. Okay. So, hier is verskillende idees, en in hulle geskiedenisskrifte, laat hulle wel vir Jesaja 53 toe, maar dit is buitekant hulle geselekteerde skrifgedeeltes van die Torah. So hulle hou niks van Jesaja 53. Nee. En as hulle hom gebruik hulle hom in konteks met die nasie Israel, wat gaan En nie van destyds nie, verlos van nou. Van nou, Ja. dis hoe hulle hom verstaan. Ag Okay. tog nie, né? So hulle sien dit glad nie as En julle weet 'n natuurlik, persoon die nie. ou Israel was die fisiese Israel, ou verbond. Die nuwe Israel is geestelik, sê almal geestelik. En die nuwe Israel is nie 'n spesifieke nasie nie, want Paulus sê uiteindelik daar's geen Jood, daar's geen Griek, daar's nie eens 'n vrou en 'n man nie. Jy as persoon, 'n gees in Christus Jesus is deel van die nuwe persoon, kerk. En ons is een met hom. So as hulle verwys na 'n persoon as 'n groep mense, dan is dit meer die kerk wie ons nou is. Almal wat Christus aangeneem het, het mag gekry om kinders te wees, deel van die nuwe verbond. Amen. So as hy praat van die knegt van die Here wat gaan kom, dan sien hulle dit as 'n potensiële oplossing vir die nasie van Israel. Hulle sien dit nie as 'n persoon, Jesus Christus. Okay. Ek wou net hierdie stuk Dis geskiedenis. nogal belangrik daai, dis Daar belangrik om ingooi. dit te verstaan. Ja, hulle sien dit as 'n potensiële oplossing vir die nasie van Israel. Hulle sien dit nie as persoonlik, as 'n Kom persoon. weer daarop neer. Verwerp Jesus, verwerp jou saligheid. Neem hom aan, deel van die nuwe verbond. Deel van die ewige lewe. Hy sê bring die ewige lewe. Wie van julle wil ewig voortbestaan? Al gaan jou fisiese liggaam stof word. Soos pastoor Mimbi sê, wat sê die dominee nie, pastoor, tot stof. Stof is jy en tot stof Stof sal sal jy jy. terugkeer. Dis eintlik 'n Maar as jy Jesus aangeneem het, en jy leef in hom, en jy voed jouself dis met eintlik hom, 'n curse. is jy ewig gewees. Ja, want jou gees kan nooit En tot nou rus sit gaan. iemand of luister iemand sê, ek wil nie 'n ewige wees nie, ek is moeg vir myself. Nee man, die Here is nie moeg vir jou nie. Jou hy is nie gees vir jou leef nie, vir hy is ewig. oulik, ja. Is net die liggaam wat verander na Dit is jou stof. kop wat raas, as jy moeg is vir jouself. Amen. En nou vers 7,
gaan ons sing. Dankie Chandra, jy gaan saam sing. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. Bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns, Our God reigns. our God reigns, our God reigns forever. Our God reigns, yes He does. Our God reigns, our God reigns. Reigns. Amen. Amen. Waar is ons nou? Nou Piet het hom in Afrikaans vertel. Is dit daar nie een? Goed, kom ons gaan aan. Hoe lieflik is dit op die berg? Die voete van hom wat die goeie boodskap bring. Wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. As nie 'n Hy sê, beter, en wat vrede laat daar's hoor. nie 'n beter woord as om vir iemand te sê jou God is koning nie. Amen. Jou God is koning. Hoor julle wagte. Nou, hy praat hierso van die wagte. Nou praat hy van die julle weet die stad Jerusalem het 'n muur gehad en op die muur het hulle wagte gesit om uit te kyk vir wanneer 'n vyand aankom. Nou die wagte was baie bedag, hulle is veronderstel om te wees. En hulle was wakker. So weer eens die hoofstuk begin met wakker. Yes. En nou sê hy vir almal van ons wat so uitsien om wakker te wees. Yes. Nou sê hy vir ons, ja, gaan aan. Hy sê, hoor julle wagte. Hulle verhef die stem, hulle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë hoe die Here terugkeer na Sion. Nou moet dit nou nie sien as die Here keer terug na Sion nie. Sien dit as jy as 'n gelowige persoon. God se genade, Ons is die blydskap Sion, en sy ja. vrede is elke dag vars en nuut oor jou. Jy hoef nie te wag om te kyk, daar kom hy nou aan, daar kom hy nou deur die laag, dis nou sy amper by my nie. Hy's altyd by jou. Sion is wie ons nou is. Amen. Dis voltooi in Christus Jesus. En nou, wat jy sê is baie waar. 'n Mens hoor so baie liedere wat, die liedere is van, Here, ek het U nodig, Here, ek soek U. Wat fout in sulke tipe liedere? Here, ek het U nodig, Here, ek soek U. Dit sê, jy's nog nie daar nie, dit spreek afstand. Wat van jy sê, Here, dankie, U is in my. U teenwoordigheid is in my en by my en om my. U krag werk deur my. Wow, net om dit te sê, gaan kragtige werk in jou bring. Dan sê hy vers 9, breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem. Laat ek net gou eers Romeine 10 vers 15 lees. Want hy praat van hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Nou hy sê hier in Romeine 10 vers 15, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Belangrik, evangelie kyk Paulus, van vrede. Kyk nou Paulus wat 'n kenner is van die Ou Testament en van die Torah. Hy is 'n skrifgeleerde. Kan jy sien hoe bring hy dit nou in konteks met Christus? Hy snap dit, hy besef nou wat die profeet Jesaja gesê het. En wow. Goed. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Hoe kan jy die goeie nuus hoor as niemand uitgaan om die woord te verkondig nie? En dis eintlik almal van ons wat die woord verkondig, of jy die woord verkondig deur 'n lied of deur 'n poem of deur 'n lering of deur 'n wat. As jou voete kry, jou voete is lieflik. Jou voete is lieflik. Ekskuus julle, ons wil net gou as iemand het die fan aangesit en hier is mense wat dis mense wat koud kry. Ek is okay, maar jy kry koud dan. Hy kry warm, maar hy kan hier by die deur sit. Dan sal hy. Okay, daai probleem is opgelos. Gaan voort. Okay. So hy praat direk dat
Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Evangelie van vrede, nie soos die moslems wat die evangelie van dood en doodslag verkondig nie. Evangelie van vrede. Ons kom in vrede. Jesus was die prins van vrede gewees. Amen. OK. Ja, die huidige Israel vandag verkondig ook oorlog van die môre tot die aand. Ja. Yes. Hulle is glad nie by Christus nie, hulle is nie in Christus nie. Hulle het 'n lelike gees in hulle. Breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem, want die Here het sy volk getroos en hy het Jerusalem verlos. Die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God. Jy kan verstaan waarom die Jode vashak by nasie, want hy die woordgebruik praat baie van nasie en nasie en nasie. En dis hoekom hulle eventually die persoon van Jesus Christus uitgehaal het en gesê het, dis 'n nasie, die profesie gaan oor 'n nasie. Vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here. Nou julle sal weet, die hoëpriesters in die tempel van Moses moes hulle self reinig. Pastoor Jan, jy kan 'n bietjie daar verduidelik. Hulle moes hulle reinig op verskillende maniere. Hulle kon nie net ingaan in die heiligdom en in die allerheiligste nie. Ja, kyk ons. Maar Jy wil nou ek met iets sê daaroor. Jesus is ons hoëpriester. Yes. Stem julle saam? Amen. En Jesus sê in Johannes 14, ek gaan vir julle plek berei en dan kom ek weer. En sal julle na my toe neem dat julle kan wees waar ek is. En hy praat van sy Vader se huis. Hy sê in die Vader se huis daar baie woning. Nou almal van die ouens wat dit in daai tyd gelees het, is baie mooi verstaan. En hy praat van die tempel. Die tempel is waar die Here woon. Is die Vader se huis. En dan in die tempel, reg rondom die tempel was baie kamers vir al die priesters. Jesus sê ek gaan en ek vat julle saam. En hy gaan vir julle plek berei sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan kom Openbaring 1 pragtig en hy sê hy het ons gemaak konings en priesters. So waartoe het ons gevat? Na die Vader se huis. Wat is die Vader se huis? Die tempel. Baie wonings. En wie is nou vandag die tempel? Ek en jy. So daar's baie. Sê amen. Amen. En waar is die Here? In sy tempel. Sy teenwoordigheid is daar. Wow. So, Pastor Mimpie, weet nie of dit vir jou iets sê nou, wat pas by hierdie nie. Ja, maar ek wil nou gaan na 2 Korintiërs 6, Ja. vanaf vers En nou wil hulle 12. hulle wil natuurlik nou weer 'n derde tempel bou, weer terug gaan na die gebou toe. Maar hulle nie nodig om doen nie, al die moderne kerke bou reuslik groot geboue en tempels en goed, en dis nou hulle plek waar die Here is. Nee man, die Here is punt binne wat ek in wil jou. maak is, Ja. die punt wat ek wil maak is, toe Jesus gekruisig is, Ja. het die gordyn geskeur van bo na onder. En dit het gesê, nou is ons die tempel van God. Ja. Daar's nie meer 'n skeiding tussen die Gees, heiligdom teen die en hemel die en aarde, allerheiligste ja. en sovoorts nie. Ja, en die Nou, priesters was alleen daar, en vir hulle was dit 'n groot blydskap. Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Hy sê, want waar ek is, gaan julle ook wees. En hulle sê, wow, hy gaan in die tempel en die Vader se huis, en dis net altyd die priesters wat daar kon wees, ons was buitestanders. Nou sê Jesus, ek gaan julle almal aanvat. Amen. Het gaan nie net meer die priesters wees van Levitiese priesters nie. Julle gaan almal nou priesters wees. Ek dink hulle het met groot bewondering geluister en gewonder, hoe gaan dit werk en wanneer gaan dit gebeur? Wow, en nou verstaan ons dit vandag. Al die priesters waai vir my. Amen. Ze begin optree soos 'n priester. Nou ek wil net gou iets Reinig jouself. Hoe doen jy, hoe kry ek reinig? En jy het nou gepraat daarvan. Ja. Reinig jouself, beklee jouself met Christus tussen die ore, dan word jy rein. Jesus sê, my woord maak jou rein. Die woord maak jou skoon tussen jou ore. Jy beklee jouself. En nou is jy nie priesterbediening. Jy's klaar daar. Gaan jy eendag daar wees? Nee, jy's klaar daar. Dis nou ek weet nou nie. Nee, jy weet. As jy môreoggend bid, sê jy dankie Here, ek is die priester. Ek is u koning. U het my gemaak 'n koning en 'n priester. Wat doen 'n koning? Hy regeer met Christus regering. Wat liefde, blydskap, vrede, geduld, selfbeheersing, goedheid, sagmoedigheid en getrouheid is. hoor wat sê Paulus
in 2 Korintiërs 6 vers 11. Gooi hom. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Waar jou hart eers klein was, is jou hart nou groot. Hy sê, ja, julle harte het verruim geword. Wat het dit veroorsaak? Kom ons lees verder. Wat het dit veroorsaak dat jou hart wat eers klein en klipperig was, En daai nou hart- groot is? Daai hart praat ook van denkswyse, sienswyse. Ja. Presies, dis wat ek nou gaan lees. Vers 12, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in jou binneste het jy dit te nou. Nou as jy dit in jou binneste dit te nou het, dan is jy nog steeds in die ou bedeling, jy is nog steeds vasgevang Jy in dink jou in grense. gevangenskap. Jy dink soos die hond wat vasgemaak is aan die ketting, jy dink dis tot Ketting is hier af, en nie maar jy verder kan nie verder gaan Yes, as daai plek nie. Ja. Nou sê hy, maar in julle binneste het julle dit te nou. Nou, ons moet nie so lag vir ander mense nie. Elkeen van ons wat hier sit, En lag vir jouself, man. lag vir jouself. Elkeen van ons wat hier sit, word geplaag daardeur om te dink, ja, maar nou kan ek nie meer dit doen. Ek kan nie meer dit nie. Ek kan nie meer dat nie. Ek kan nie meer word dit nou nie. te oud, Ek kan ja. nie meer dat nie. Twak! In die gees van die Here is daar geen grense nie. Daar's geen grense nie. Halleluja, jy's vry. Amen. Hy Ek sê, is vry. Christus maak my vry. Amen. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry. Yes. En hy sê vers 13, maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Hy sê, maak jou verstand groot, maak hom oop, maak En jou hoe hart doen jy dit? groot, En hoe doen jy dit? verruim hom. En hoe doen jy Met dit? ander woorde, bou aan, En breek die mure Yes. af en bou nog verdiepings aan, maak Kry jou die huis woord, groter. die woord Amen. Jesus maak jou kop Hallo. oop, jong. Nou sê hy, nou let nou wel, as jy nou hierdie ander goeders doen, dan maak jy weer jou verstand kleiner en jou hart kleiner, as jy nie bly by dit wat hy sê. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Hoekom moet jy nie in dieselfde juk trek as die ongelowiges nie? Want hulle gaan weer vir jou sê, jy kan net tot daar gaan. En dis waarom jy nie moet in dieselfde juk trek as die ongelowiges nie. Want die ongelowiges is nog steeds in gevangenskap. Nee. Jy Ja, gaan weet jy- nader aan dink soos wat hulle dink. Mens word geken aan jou vriende. Ja, weet jy, dieselfde krag wat in Jesus uit die dode opgewek het, is nou binne in ons, dis wat die woord sê. En nou, die woord sê vir ons baie ding, die Here is my herder, niks ontbreek my. Die woord sê vir my, hy sla daar, hy is teenswoordig, hy is binne in my, ons is gevul met die Heilige Gees. Nou gaan die mense aan en sê hulle, ag Jesus, kom en help my. Ek kan nie wag dat die Here kom en al ons probleme oplos nie. Dis ongeloof. Stem julle saam? Amen. Moenie aan dieselfde juk trek as die ongelowiges nie. Begin verklaringe maak, begin optree, want hy slaan plek. Jesus het klaar die werk voltooi en alles is afgehandel. Wie glo saam my vanmôre? Amen. Sê dit net vir jouself. Hy sê, want watter deelgenootskap het geregtigheid, right standing with God, right standing with people, Dis die vrugte van die Gees uit. geregtigheid met ongeregtigheid. En nou gaan hy verder, watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Jy kan nie lig en duisternis meng nie. Kom ons maak dit nou prakties. Yes. Watter gemeenskap het liefde met haat? Niks. Watter gemeenskap het blydskap met mense wat glad nie blydskap het nie? Watter gemeenskap het vrede met onvrede? Kom nou, jy is of in vrede of jy is onvrede. Die twee pas nie met mekaar nie. Vriendelikheid en onvriendelikheid. Vang julle, geduld en ongeduld. Kom nou, vang jouself uit, jou ongeduldige mens. Jy het net vanoggend dit alweer verloor, né? Watter gemeenskap het geregtigheid met ongeregtigheid? Geregtigheid vrugte van die Gees, ongeregtigheid teenoorgestelde van die vrugte van die Gees. Gaan voort. Hy sê, of watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Eider jy glo of jy glo nie. Jy kan nie op die draad sit nie. Nee, of jy glo nie.
of watter ooreenkoms, kyk nou, jy bring hy die tempel in, ek is so opgewonde daaroor, watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode, want julle is die tempel van die lewende God. Sê dit. Soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my En wanneer gaan dit 'n gebeur, Pastoor volk Miem? wees, reeds gebeur, Reeds gebeur. klaar gedoen. Amen. Wie van julle stap 'n bietjie? Kom, wat ek gou sien. Wie van julle stap ente? Annetjie en Piet, julle stap. Wie stap? Okay, ek stap ook. Ja. Nou, wanneer jy stap, dan sê jy elke tree wie gee, hy's in my. Hy stap saam met my, in my. Sy krag is in my. Leef dit uit, mense. Dink aan hom die hele tyd, want hy is by jou, hy's in jou, sy teenwoordigheid, sy krag is in jou, sy liefde, daai wapens van jou gees, van sy gees is in jou, dis liefde, wat deur jou werk, met die vrugte van die gees, en oorals waar jy beweeg, leef jy voltydse bediening uit. Jy het oulik gepraat Sondag van die almal, né? Wat is die eerste pytjie, pytjie? Almal, geroep, vir voltydse bediening. Jy het nie nodig om na kweekskool toe te gaan nie. Wees dit sommer dadelik. Sê, ek is dit dadelik. En weet jy doen dit? Jy is sommer dadelik vriendelik met my. Kom, ek wil gou julle vriendelikheid sien. Sandra, ek wil jou vriendelikheid sien. Kenny, are you friendly today? Yes, look at his friend. He's so friendly. Almal, wie's vriendelik met? Ek absorbeer nou julle vriendelikheid. Dis so lekker man. En julle blydskap en julle vrede. As jy so aankom, dan lyk jy soos 'n stofstorm in 'n wolk bewolk nie, want jy's kwaad nie. Nee man, wees vriendelik. Ek het jou vriendelikheid nodig. Dis jou voltydse bediening. Kom, wie's almal in voltydse bediening? Leef dit uit. En wanneer ongeduld jou wil oorval, dan stop jy dit net dan vat jy dit vas, dan sê jy, die krag van sy geduld is binne in my en werk nou deur my. En onmiddellik oorwin jy ongeregtigheid met geregtigheid, met die wapens van die gees, geregtigheid. Amen. Nou, as jy, soos wat hy hier sê in Romeine, Ja. as jy nou nie wil afstand doen van hierdie Nonsens nie. ongelowigheid Ja. en goed nie, dan gaan jy nou terug na die ou bedeling toe. En as jy nou teruggaan na die ou bedeling toe, kyk nou wat doen jy in Galasiërs. Hy sê, Galasiërs 5, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle. Nou, Paulus praat nou hierso in, hy gebruik eintlik baie grafiese taal. Hy sê, kyk, as julle weer laat besny, sal Christus vir julle tot geen nut wees nie. Nou maak jy dit tot niet. Gaan terug na die wet toe, en jy kan jouself dan nou maar weer laat besny, want dan kom al die ou goeders weer terug, dan is jy weer onder die wet, jy is weer onder in die gevangenis, ensovoorts. Nou Paulus sê, jy is nie meer die tempel nie, die gebou word nou weer, jy moet na 'n gebou toe gaan, en daar's 'n afstand, nee man, stop het. Nou, ek moet dit net lees, hierso, hy sê, en ek betuig dit weer aan elke mens, wat hom laat besny. As jy wil teruggaan na die wet toe, moet jy onthou, jy moet die hele wet volbring. Hy sê dit hierso, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Met ander woorde, nou is jy terug onder die verpligting. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet. En daai woord geregverdig is vrygespreek. Luister nou mooi. Hy sê julle wat weer onder die wet wil gaan, is losgemaak van Christus. Jy kan nie bietjie van die wet, bietjie van Christus, bietjie van die genade, bietjie van die wet, bietjie van gevangenskap, bietjie van vryheid nie. Either you in or you out. Hy sê hierso, julle het van die genade verval, want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus
het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag. As jy dan in Christus is dan net een ding wat jou nader bring aan God en wat belangrik is, geloof. Dit sê hy hierso. Maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging van julle om terug te gaan na die wet kom nie van hom wat julle geroep het nie. Dis nie die gees van die Here nie. Hy sê 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie. Maar die wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook al mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis mos vernietig. Nou vers 12 sê Paulus iets baie leliks. Hy sê, ag as die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar ook wou vermink. Hy sê, die van julle wat wil teruggaan na die besnydenis toe, hoekom doen jy nie 'n goeie job daarvan en sny sommer alles af wat vir jou 'n probleem is? Julle verstaan die beeldspraak. Ja, en 'n ander vertaling sê, hoekom kastreer jy? Hoekom kastreer jy jouself nie? Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Vryheid. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy met jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, is die wet. Pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Amen. So, dis om terug te gaan na die ou bedeling toe. Ons is by vers 9 van Jesaja 52. Breek uit, jubel almal saam. Pynhope van Jerusalem, want die Here het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien die heil van ons God. En God soek nie dat jy snyplekke aan jouself moet maak, of jouself moet kastei, of jouself moet besig hou met allerhande wette wat jou beperk nie. God soek net een ding, dis geloof in jou hart. In Christus Jesus. In Christus Jesus. En geloof is, altyd nou. Sodra daar sal inkom, is dit nie meer geloof nie. Sodra daar was inkom, is dit nie meer geloof nie. Geloof is nou, altyd teenswoordige tyd. Vers 11, vertrek, gaan weg daarvandaan. Raak nie aan wat onrein is nie. Gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here. Jy sien, vryheid is iets wat, is 'n kosbare ding om vry te wees. Maar as jy weer teruggaan na goed toe wat jou bind, dan verloor jy jou vryheid. En dis pateties as jy dit weer verloor. Want julle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vlugtelinge vertrek. Ek wil net hier iets byvoeg. Pas op dat julle nie slawe word van mense nie. Moenie laat mense oor jou heers en vir jou sê, o, jy sal so maak, of jy sal so maak, of jy sal so maak nie. Laat Christus die enigste een wees wat vir jou sê, so sal jy doen. Moenie laat mense 'n label op jou sit en sê, jy sal so maak, of jy sal so maak. Nou wat sê mense nou vir kinders wat nou in 'n huis bly, en hulle taakies wat hulle moet verrig, en hulle luister nou na hierdie spesifieke skrif en hulle sê, ek het sopas die woord gelees, Yes. Ek sal nie laat enigiemand oor my heers nie. Ek sal so kind terugverwys na Efesiërs 6 toe, waar hy sê, ouers, kinders, wees julle ouers gehoorsaam in die Here, in die Here, in die Here. Ja. Alles wat die Here in die woord sê, moet die kinders luister. Maar as ouers vir 'n kind sê, gaan steel gou-gou vir ons daarso by Pick n Pay, dan het die kind die reg om te sê, papi, mami, ek gaan dit nie doen nie, want dis nie wat die woord sê nie. Ja.
Maar ek praat hierso van, baie keer het jy familie of vriende wat Of selfs 'n pastoor of 'n dominee wat jou wat probeer wat beheers. wat 'n juk op jou plaas en vir jou sê jy moet so en so Buite die woord. buite die woord. Dit werk nie. Okay. Want julle sal nie baie haastig weggaan en nie soos vlugtelinge vertrek nie, want die Here trek voor julle uit en die God van Israel is julle agterhoede. Kyk, my knegg. En nou wonder ek hoekom sê hy met dit met 'n hoofletter as die Jode dit dan nou lees as 'n nasie. My knegg, hoofletter, sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het. Nou, hierdie vers 14 hoort eintlik by Jesaja 53. Ja. Want nou begin hy praat van Jesus se lyding. Hy sê, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Soos ek sê, vers 14 hoort eintlik by Jesaja 53, want Jesaja 53 kom ons by die kruisiging van Jesus, en as jy teruggaan na al die verwysings toe, van in die Ou Testament, soos byvoorbeeld Psalm 22, wat ook die kruisiging van Jesus voorspel, Ja, deur daai is Dawid, my so mooi, ja. dan sien jy baie duidelik dat hy praat van die persoon Ek van weet Jesus. altyd, soos ek as kind groot geword het, en dan sal van die ou ooms en tannies, wat vreeslik altyd net een ding ken, en dis Psalm 23. En ek het gedog, dis die enigste psalm eintlik wat belangrik is, Psalm 23. En toe nou, was toe so 'n paar jaar terug, toe ontdek ek en jy Psalm 22, is eintlik die rede waarom Psalm 23 'n werklikheid kon word. Yes, Want Psalm 22 praat van hierdie wat jy nou lees hier. presies. En wat ons nou gaan doen volgende week, Jesaja 53, die kruisiging van Jesus. Daar word dit voorspel. Vooruit. Hy praat daarvan. Ekskuus, kan ek net gou Psalm 22 lees? Ja, lees nou, net daar 'n almal paar grepe daai. almal van julle wat bekend is met die kruisiging van Jesus, weet dat hy het kruiswoorde uitgespreek. Een van die woorde wat hy uitgespreek is, my God, waarom het u my verlaat? En hier staan dit in Psalm 22 vers 2. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Sien jy? Wow, en kan hulle Staan dit in nie, Psalm kan die 22. mense wat die Ou Testament, die Joodse mense wat dit die geleerdes daar, kan hulle dit nie snap nie, dat dit is waar vervul nie. Dit het gebeur. En hulle verwerp tot vandag toe vir Jesus. Dankie Here, daar's van die mense daar wat wel Jesus aangeneem het. En dis die oplossing. Ek gaan nie die hele ding lees nie, want ek sien ons tyd is amper Ons tyd is klaar. Maar ek gaan vers 15. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. Julle weet toe hulle vir Jesus met die kas geslaan het hulle die vleis van sy rug Ja, basies dit gaan ons nou baie sien in Jesaja afgetrek. 53. Jy kon sy ribbes Ja. sien. Jy kon sy ribbes sien. My hart het soos was geword. Almal van julle weet dat wanneer 'n persoon gekruisig word, kan sy hart naderhand nie meer pomp nie, want jou hart is versmoor basies in die bloed en die En goed. voor ons tyd nou om is, wil ek net vinnig skiep na 23 toe. Hy het dit moontlik gemaak, die Here is nou ons herder. Niks ontbreek ons nie. En nou het ons 'n tafel waarby ons sit, tafel van Dawid. In die aangesig van ons teenstanders eet ons is brood, want die woord is die toonbrode wat teenswoordige brood is, wie Jesus is, die hemelse brood. En dan is daar 'n wonderlike ding wat ons met ons gebeur, soos ons nou vanmôre die woord hierso geëet het. Wie eet hierdie woord vanmôre? Wie Christus is. En dan sê hy, daar's 'n groot belofte. Net goed te begin sal jy volg, want hy maak jou hoof vet met olie. Hierdie woord, hierdie Heilige Gees gedrewe woord, maak jou sienswyse, jou gedagtes vet met olie. En dan kom daar 'n wonderlike ding, as jy so begin leef.
net goedheid en guns volg jou al die dae van jou lewe. Mense, ervaar julle dit? Ek weet nie julle nie, net goedheid en guns volg my. Kom, sê dit. Amen. Net goedheid en guns volg my. al die dae. Dan begin jy dit ervaar. Want wanneer ons aan sy tafel sit, let wel jy sit, jy staan nie, jy rus in sy woord. En dit het Psalm 22, het Psalm 23 moontlik gemaak. Amen. Ek gaan net gou vers 16 lees. My tong kleef aan my verhemelte. Julle weet, toe Jesus aan die kruis Jy is in gehang het, Psalm 22. het hy gesê, ek het dors. En hy het vir my spons gegee, gal en asyn gemeng, en hy wou dit nie drink nie. En dan vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar, en hulle werk die lot oor my Het dit gewaad. gebeur? Ja. Presies net so gebeur, hulle sy klere Is Jesus waarlik die Christus? Ja. Hoekom wil die Jode van vandag na in Israel dit nie aanvaar nie? Sommige het, baie min, maar nog steeds, die leierskap, hulle verwerk dit. Nog iets? Nee. Amen. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Jesus vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie Jesus. Dankie Here, het ons vrygemaak van die gevangenskap. Here, U het die allerheiligdom en die heiligdom laat verbind met mekaar, Here, sodat daar nie skeiding is tussen ons siel en ons gees nie, Here, en tussen ons en U nie, Here, maar ons kan met U kommunikeer, ons kan met U praat elke dag. Here, U is nie ver nie, U is naby ons, Vader. Dankie, Here, dat ons vry is van die afstand wat daar was in die ou bedeling, en dat ons nou U volk is, ons is nou U kinders. Here, ons is U kinders, en U is my Vader. Dankie, Here. Amen. Halleluja. Amen.